Geliefdes, goeiemôre aan almal. En baie welkom by vanoggend se erediens, ons 5de diens van hierdie Pinksterreeks, voordat ons dan hierdie Sondag tot Pinksterfees inbeweeg. Wat 'n voorreg dat ons as gemeente saam kan besin oor die betekenis van die uitstorting van die Heilige Gees, maar dat ons daardeur ook altyd herinner sal word, maar dit wat ons herdenk, is nie iets wat lank terug gebeur het nie. Dis iets wat vandag steeds gebeur en waartoe dit ons in die toekoms inroep. So, geliefdes, baie welkom. Daar sal ook lekker koffie en tee na verloop van die erediens wees en met hierdie koue wil ek vir elkeen van julle sê, welgedaan, dat julle wel besluit het om kerk toe te kom en nie eerder by die huis te bly en die diens aanlyn te kyk nie. Maar geliefdes, kom ons word stil. Ek gaan 'n geleentheid gee dat ons tot die Here keer waar ons werklik ons harte tot ruste kan bring en dan gaan ek vir ons opendeer 'n gebed. Here, dankie vir nog 'n geleentheid waar ons kan fokus op wat dit beteken om deur u Gees gelei en gevul te wees. Wat dit beteken dat u Gees nie net van tyd tot tyd na ons toe kom en ons gebruik nie, maar Here 'n vaste woning in ons het. Waartoe dit ons roep, tot watter hoogtes dit ons lei. Die insig wat dit vir ons kom gee. En dat dit ook vir ons die moontlikheid oordra om as u kinders in u koninkryk te leef. Help asseblief dat ons vandag sal besin oor wat dit werklik beteken om as werkers in u koninkryk op te tree. Maar Here, ook so waarheen ons beweeg, waarna ons kyk en dit waarvoor ons so opgewonde is. Dankie vir die liefde en die genade wat u vir ons wys. Dankie vir die vrymoedigheid wat ons nou het, deur u Gees, dat ons u kan nader. En Here, dankie ook vir die kere wat ons nie weet wat om te sê nie, waar ons woorde baie kere kort val van dit wat in ons harte aangaan, waar u woord getuig, maar Here, die Gees dra dit oor na u toe. Nog voordat ons dit kan dink, weet u wat aangaan. Dankie vir die nabyheid, Here. Dankie vir die leiding. Dankie vir die opoffering wat u vir ons aan die kruis gemaak het. En help asseblief dat die waarheid van dit alles ons sal roep tot 'n nuwe lewe in u naam. Amen. Geliefdes, ek dink elkeen van julle wat vandag hier inskakel, of dit nou die persone is wie dalk bietjie later deur middel van die internet die diens gaan kyk, ken my nou al goed genoeg om te weet, ek is eintlik baie lief daarvoor om 'n erediens te begin deur 'n vraag te vra. En ek gaan vandag presies dieselfde doen. Maar ek het gedink, wat 'n perfekte geleentheid om vir julle dalk net te verduidelik, hoekom is ek so lief daarvoor? Hoekom doen ek dit omtrent met amper elke liewe erediens? Tydens my studies was daar 'n spesifieke lektor gewees, ek en hy het baie goed oor die weg gekom. En ek het een van my tesisse ook onder hom gedoen. En hy het 'n liefde gehad om ons as studente allerhande vrae oor ons geloof en ons verhouding met die Here te vra. Dit was in 'n humoristiese styl gedoen, ons het lekker saam gelag, ons het die tyd geniet. Maar as ek nou eerlik moet wees, hy het 'n vermoë gehad, ek dink ons was 4de en 5de jaar, was ons by hom gewees. Hy het 'n vermoë gehad om ons wat darm nou al ietsie weet, amper klaar met ons studies, so dom as moontlik te laat voel. Hy het die doeteenvoudigste vrae gevra, en dan slaan ons net stom, of soos die Engels sê, dan slaan ons blank. Ons weet nie wat om te antwoord nie. Maar tog was daar soveel waarde agter elkeen van sy vrae gewees. Hy het ons vertel, maar die rede waarom hy ons so uitdaag, waarom hy ons so uitprobeer vang, was omdat hy wou gehad het ons moes dink oor ons verhouding met die Here. Ons moenie net aanvaar nie, ons moenie net blindeliks glo nie. Ons moet bietjie dieper gaan delf. Ons moet weet waarom ons sekere dinge glo, en indien ons dalk nie tot 'n konkrete antwoord kan kom nie, moet ons darm 'n beter verstaan daarvan hê. Hy het vra
in een se verhouding met God nie net aanvaar nie, hy het dit aangemoedig. Want as ons vra, beteken dit nie noodwendig dat ons nie glo nie, of dat ons nou moeilik probeer wees, of moedswillig is nie, glad nie. Dit beteken, indien dit uit die regte gesindheid gedoen word, dat ek genoeg omgee oor my geloof, dat ek moeite wil doen en wil vra, want ek probeer sin maak van die komplekshede van God drie-enig en die pad wat ons saam met hom stap. En geliefdes, dis vir presies dieselfde rede waarom ek so lief is om tydens eredienste te vra. Dat jy 'n bietjie verder dink, dat later deur die week kan onthou, maar die dominee het dit gevra. En dan besin julle weer bietjie daaroor, dan worstel julle daaroor. En dan lei dit julle ook tot nuwe hoogtes in julle verhouding met die Here. So geliefdes, dit is die kort rede waarom. Ek kom by ons vraag. Waarom glo ons in God? Nou, ek weet nie of julle so komplekse vraag verwag het op so koue môre nie, maar waarom glo ons in God? En ek gaan eerlik wees, dit is 'n moeilike vraag om te beantwoord. Dis uiters moeilik om 'n antwoord te formuleer of net ons lyne of ons gedagtes agter mekaar te kry. Maar ek moedig elkeen van julle aan deur die loop van die dag of die week of die maand, dink daaroor, worstel daarmee. En nou nie alles gebruik wat ek vandag in die erediens oor gaan praat nie, maar dink bietjie verder. En as julle tot 'n antwoord kom, deel asseblief met my. Ek sal dit baie waardeer. 'n gemeentelid wie gisteraand die erediens bygewoon het, klaar vir my 'n rede gestuur waarom hulle glo, en dis vir my besonders. Maar vir vandag, vir die begin van die erediens, wil ek vlugtelik gaan kyk na 'n paar oorhoofse redes waarom mense in God drie-enig glo reg oor die wêreld. Die eerste rede, baie mense glo in God drie-enig, want hulle soek betekenis en doel in hulle lewe. As voorbeeld, waarom is ek hierso? Wat beteken my lewe? Waartoe is ek geroep? My lewe moet van meer behels as ek wat gebore word, en nou moet ek struikel, nou moet ek sukkel, nou moet ek stamp en beklei om bo te bly. Van laerskool tot hoërskool, tot universiteit, tot werk, verlies, pyn. Baie mense vind troos in die wete, maar dit is nie alles net toevallig nie. God het ons geskape, ons geroep tot soveel meer 'n verhouding in sy naam. Die tweede rede, baie mense soek orde in 'n chaotiese wêreld. Ek dink baie van ons, almal van ons vandag kan getuig, maar dit wat in die wêreld aangaan is chaoties, dis te mekaar. Dit kweek amper 'n hopeloosheid binne in ons. Geloof gee vir ons net die standvastigheid van irrelevant wat in hierdie wêreld aangaan. Orde sal steeds seëvier. God is steeds in beheer. Die derde rede waarom baie mense glo, hulle verlang na hoop, veral in pyn, lyding en dood. Seker een van die grootste vrae waarmee mensdom al van die begin van tyd af worstel is, waarom is daar pyn, verlies en die werklikheid van die dood? Geloof bied vir ons die hoop aan dat lyding het nie die finale woord nie. Maar daar is vir ons hoop, daar is vir ons iets meer. En dit is in Jesus Christus wat vir ons aan die kruis gesterf het, wag daar vir ons 'n ewige lewe. Dit gee duidelikheid oor die nou. Vierde rede, mense is geneig om intelligensie raak te sien agter die groter skepping. As voorbeeld, ons aanskou dit wat God aan mekaar geweef het. Ons kyk na die kompleksiteit van ons as mens, sy kinders. Biologie, wetenskap, die lys gaan aan, en dan kan ons nie net sê, maar ag, alles is net per toeval nie. Nee, dis amper asof daar 'n groter skepper, 'n intelligente ontwerper agter dit alles is. Baie mense beskryf dit as hulle God se skepping, sy gansheid aanskou. Dan is dit amper asof sy handtekening oral na vore kom, 'n goue lyntjie wat alles verbind om te wys, maar hy het alles geskape. Die vyfde rede waarom baie mense glo, opvoeding.
As ons in 'n Christelike huishouding grootgemaak is die eerste plek waar ons leer van God by ons ma's en pa's, oumas en oupas, nabye vriende, skole waarin ons gaan kerke. En vir baie mense is dit die rede waarom hulle glo, maar ek is so grootgemaak en daar's absoluut niks verkeerd daarmee nie, inteendeel, dis wonderlik. Dit moet net verder ondersoek word. Die 6de en die laaste rede oor hoekom baie mense in God glo, let wel, daar is nog baie ander, dis net wat ek nou gaan deel. Persoonlike ervarings met God. Baie gelowiges getuig van oomblikke of 'n spesifieke oomblik in hulle lewe waar God se teenwoordigheid deurgedring het tot hulle op 'n bonatuurlike manier. Dit kon gebeur het deur gebed, vrede in moeilike omstandighede, verandering van een se lewe, vernuwing in iemand anders se lewe, ingryping, die lys gaan aan. Jy mag dalk 'n hele klomp van julle vandag wees wat al so bonatuurlike belewenis van die Here gehad het. En as ek dan van gister se boodskap kan neem, gister het ek pertinent uitgelig, maar as ons deur gedrag alleen probeer verander, is dit 'n eksterne bron wat op ons afforceer is, en dan sukkel ons daarmee, want dit is nie ons eie nie. Maar as ons hierdie persoonlike belewenis met God gehad het, dan is geloof nie meer net 'n idee, 'n beginsel daar buite nie, dis 'n werklikheid hier in ons harte. Ek wil nog 'n vraag vra, na aanleiding van die verskeie voorbeelde wat ek nou net uitgelig het. Wat het elkeen van hierdie redes waarom mense reg oor die wêreld in God drie-enig glo, in gemeen? Amper elkeen van hulle is gewortel in die huidige oomblik. Probeer lig skyn of duidelikheid gee oor die hier en nou. Waarom lewe ek? Hoekom is ek hier? Hoekom gebeur dinge met my? Hoekom is daar soveel pyn en lyding? Hoekom as ek 'n koerantberig lees of die televisie aansit, sien ons nie die onregverdigheid en die korrupsie en die ongeregtigheid? Hoekom is hierdie wêreld so opgevreet deur chaos? Waar's hoop? Waar's net 'n toekoms vir ons? Wat beteken die? Wat beteken daai? So te sê, elkeen van hierdie redes wat ek genoem het en soveel ander, fokus op die hier en nou. Bedoelende een van die grootste faktore waarom mense in God drie-enig glo, is sodat hulle huidige omstandighede of hulle nabye omstandighede op 'n manier verbeter sal word. Ek het doelbewus nog 'n rede vir geloof in God uitgelaat tot nou toe, want dit kom ondersteun die punt wat ek hierdeur probeer maak. En ons noem dit die voorspoedsteologie. Dominee Braam en ek het al op verskeie geleenthede daarby stilgestaan. Die beskouing van ek glo in die Here, want hoe meer ek vir hom gee, hoe meer ek na hom uitreik, elke liewe poging tot hom gaan my kom baat. Ek gaan iets daaruit kry, my lewe gaan daardeur verryk word, of dit nou finansiëel is, of dit op 'n gesondheidsvlak, die lys gaan aan. Baie mense glo in die Here met die hoop, maar hoe meer ek vir hom doen, hoe meer sal hy terugdoen in die oomblik nou. Geliefdes, is dit die enigste rede waarom ons in God glo? Net vir die hier en nou. Is die enigste rede waarom ons kies om 'n pad saam met die Here te stap, sodat ons antwoorde sal hê oor die wat en die waarom en die hoekom. Paulus, die persoon wat meeste van die Nuwe Testamentiese literatuur geskryf het, het iets baie belangriks hieroor te sê gehad. Ek lees vir ons 1 Korintiërs 15 vers 19. Dit sê: As ons net vir hierdie lewe ons hoop op Christus vestig, is ons die bejammeringswaardigste van alle mense. Ek wil dit graag uit die boodskapvertaling ook lees. Ek weet nie baie mense is nie ten gunste van die boodskapvertaling nie, maar met hierdie spesifieke vers dra dit vir my op 'n baie mooi manier oor. Dit sê: As Christendom net iets beteken terwyl ons nog op hierdie aarde is en daar vir ons niks meer oor is daarna nie, is ons 'n hopelose spul mense vir wie ander net baie jammer kan voel.
Harde woorde. Dit laat ons nou bevraagteken, maar soveel van wat dit beteken om 'n pad saam met die Here te stap, sê Paulus nou, maar die mense moet eintlik maar dan vir ons jammer kry. Hy kom maak die punt baie duidelik, maar ons glo nie net vir die hier en nou nie. Hy lig pertinent uit, maar om in 'n verhouding met God te wees behels van soveel meer as duidelikheid en sekerheid en antwoorde op die wat en die waarom en die hoekom van die lewe van vandag. Inteendeel, Paulus het nog ietsie te sê oor hierdie soektog, hierdie honger in die mens om altyd 'n antwoord vir alles te hê, om altyd te wil weet hoekom. 1 Korintiërs 13 vers 12, dit sê: Nou kyk ons nog in 'n dowwe spieël en sien 'n raaiselagtige beeld. Maar eendag sal ons alles sien soos dit werklik is. Nou ken ek net gedeeltelik, maar eendag sal ek ten volle ken soos God my ten volle ken. Jou geliefdes, hier moet ek vir 'n oomblik net stil staan en net bietjie konteks gee. In die Bybelse tye, veral in die tyd wat Paulus hierdie geskryf het, was daar nie iets soos 'n spieël gewees waarin ons elke dag seker maak, maar die hare is netjies en alles is mooi nie. Dit het nie bestaan nie. Wat hulle gehad het, was metaal. En hulle sou metaal gevat het en met 'n hamer of 'n soortgelyke voorwerp dit geslaan het, om dit so dun as moontlik en so verspreid as moontlik te kry. En dan het hulle, verskoon die Engels, elbow grease gevat. En hulle daai ding gevryf en gepoleer tot hulle nie meer kon nie, tot daar iets van 'n refleksie sigbaar was. Nou ek wil hê julle moet gou vir 'n oomblik dink. 'n Stuk metaal wat plat geslaan is, wat gevryf en gepoleer is, gaan 'n mens veel kan sien daarin. Ek dink nie so nie. 'n Mens gaan bietjie die uitlyne van 'n mens se liggaam kan sien. Mens sal dalk tot 'n sekere mate kan sien, maar dis die kleurhare wat ek het. Maar die kleur oë en hoe mense glimlag lyk en sulke tipe goed, die fynere detail was verlore. Wat Paulus probeer sê deur hierdie teks is die rede waarom ons glo moet nie alleenlik gewortel wees in die antwoorde en die sekerheid van alles hier en nou nie. Want baie van hierdie dinge in die lewe is soos ons wat in hierdie verdobbe spieël kyk. Ons gaan nie sin daarvan kan maak nie. Maar Paulus probeer ons gerusstel en sê, maar dis ook oukei. Eendag sal ons kan. Maar vir nou vertrou op die Here. Moenie nou alles probeer uitmaak nie. Jy kyk in 'n verdowwe spieël. So geliefdes, as ons verhouding met God dan nie net gerig is op die hier en nou. As ons verhouding met God nie net daar is vir die verbetering van my eie omstandighede, vir duidelikheid en sekerheid nie, wat meer is daar? Waarop meer moet ons verhouding met God rig? Op die afwagting van môre. Op die belofte van ons Here, ons Verlosser, dat hy weer aarde toe sal kom. Sy wederkoms. Ek lees vir ons 'n pragtige gedeelte uit Titus 2 vers 11 tot 14. Die genade van God wat verlossing bring, het immers aan alle mense verskyn. Dit voed ons op om die goddelose leefwyse en wêreldse begeerlikhede te laat vaar en met selfbeheersing, opregtheid en godsvrug in die teenswoordige wêreld te lewe. Terwyl ons uitsien na die gelukkige dag wat ons verwag. Op daardie dag sal die heerlikheid van ons groote God en Verlosser Jesus Christus verskyn. Hy het homself vir ons as offer gegee om ons van alle ongeregtigheid vry te maak en ons van sonde te reinig, sodat ons sy volk kan wees wat ywerig is om die goeie te doen. Die teks kom spreek eintlik van soveel dinge en ek wens ek kon deur dit alles gaan, maar ongelukkig is daar nie genoeg tyd nie. Maar die gedeelte begin deur basies te sê, deur die genade van God kan ons nou hierdie nuwe lewe in hom leef. Dit sluit aan by wat Dominee Braam en ek met die vorige eredienste van die Pinksterreeks uitgelig het. Maar terselfdertyd lig hy ook 'n belangrike beginsel uit. 'n Groot gedeelte van ons verhouding met God
is gefestig en gewortel in die hier en nou. Maar wag, Paulus het ons nou vroeër gesê, maar nee, die wie julle hoop op die Here plaas vir die hier en nou is verkeerd. Dis nie wat Paulus gesê het nie. Hy het gesê, die wie julle hoop in die Here plaas, alleenlik vir die hier en nou, is verkeerd. Want dit behels van soveel meer, daar is meer hoop, daar is 'n toekomsverwagting vir ons. En dit is dat die Here sal weer terugkom. Die gedeelte dra dit vir my mooi, hierdie twee aspekte. Hy sê eerstens met selfbeheersing, opregtheid en godsvrug in die teenswoordige wêreld te lewe. Bedoelende hierdie nuwe lewe in God deur die vernuwing van sy gees. Dit doen ons hier en nou. Maar ons doen dit afwagtend. Want ons weet hy kom weer terwyl ons uitsien na die gelukkige dag wat ons verwag, sê die teks. So in ander woorde, deel van ons verhouding met God is ons wag. Ons is afwagtend vir wat kom. Maar die uitdaging, die gevaar wat nou hier na vore kom, met hierdie spesifieke bewoording van wag of om te wag. Tydens ons hemelvaart erediens het ek pertinent uitgelig dat ons is nie passiewe toeskouers nie, ons is aktiewe deelnemers tot die koninkryk van God. Maar nou, hoe werk hierdie twee saam? Een teks sê vir ons altyd duidelik, maar ons wag. Ons wag tot die Here weer kom, so ons moet passief wees. Maar soveel van die woord sê vir ons, nee, ons moet aktief wees. Ons moet bevorder, ons moet leef. Geliefdes, is eintlik baie eenvoudig hoe hierdie twee in mekaar inpas. En ek wil dit oordra deur die beeld van God se koninkryk te gebruik. Ons is God se kinders. Ons is vernuwe en ons word bemagtig, ons is toegerus deur die Heilige Gees. En daarom leef ons nou 'n lewe uit dankbaarheid uit. Dominee Brahman, ek het al baie kere daarna verwys, ons leef vir die Here omdat hy klaar alles vir ons gedoen het, nie sodat ons verder daardeur verryk kan word nie. So in ander woorde, deur ons wat 'n Christus gesentreerde lewe leef, deur ons wat die vrug van die Gees onderhou, deur ons wat in liefde teenoor mekaar verkeer, bevorder ons sy koninkryk, bou ons aan sy koninkryk. Dit is hoe ons bydra tot dit. Maar ek wil hê ons moet dit vandag op 'n spesifieke manier visualiseer. Die van julle wat nog die tekenprente kan onthou, wat so om en by 30 jaar terug op die televisies was waarmee ek groot geword het. As julle dit kan onthou, dink ek gaan julle hierdie visualiseringstaakie eintlik baie maklik kan doen. Verbeel julle self gou vir 'n oomblik. Ons as gemeente leef saam in God se koninkryk. Nou ek weet dit is ons huidige omstandighede ook, maar julle sal nou met die visualisering sien waarheen ek beweeg. Visualiseer dat almal van ons hier vandag en julle vriende en familie, ons bly gou sommer in die antieke Egipte. Ek dink almal van ons het 'n goeie idee oor hoe dit destyds gelyk het. Die klere wat aangetrek was, dit was droog en baie sand en die groot piramides en hierdie groot blokke wat hulle gebruik het om al hierdie dinge mee te bou. Ons almal leef nou daar. Dis die koninkryk van God. En deur ons wat teenoor mekaar in vriendelikheid, in vreugde, in sagmoedigheid, in nederigheid en geduld die vrug van die Gees uitleef, deur ons wat lief is vir mekaar, maak ons seker maar hierdie koninkryk van God groei. Hy bevorder. Maar hier kom die visualiseringstaakie nog 'n bietjie verder in. Ek wil hê julle moet nou indink. Maar julle staan daar met 'n hamer en 'n bytel. En elke keer as julle in liefde optree, elke keer as julle God se wil bekend maak, dan begin julle met hierdie hamer en die bytel aan hierdie groot klip te werk gaan. Nou dis waar die tekenprent gedeelte inkom. Ek dink almal van ons het al gesien in hierdie ou tekenprente, as hulle ietsie bou, dan kom maar hierdie groot stofwolk so rondom dit. En dan ewe skielik 'n paar sekondes later, woepswaps, daar's alles klaar gedoen. Nou dis hoe dit hier in ons visualiseringsding gaan plaasvind. Ons bedien iemand in liefde. Ons maak God se naam bekend. Hier begin ons en ons kap stofwolkie en 'n paar sekondes daarna hier's 'n nuwe huisie opgerig in
die koninkryk van God. Dit is hoe ons bydra tot die koninkryk. Dit is hoe ons dit bevorder, deur in sy liefde te leef, hierdie nuwe lewe in hom. Dis die aktiewe gedeelte. Die passiewe gedeelte, die wag-aspek. Jesus het vir sy disippels gesê, voordat hy hemel toe gevaar het, hy gaan hulle moed verlaat, maar hulle hoef nie te bekommer nie, want hy sal weer terugkeer. Die 2 mans in wit geklee, toe Jesus opgevaar het, wat toe vir sy disippels gesê het, maar waarom kyk julle so op? Hy kom weer terug. Net soos wat hy opgevaar het, so sal hy weer terugkom. So daar was 'n afwagting geskep. Die verwagting van die Here sal terugkom. Om dit te visualiseer in ons ou klein wêreltjie daar in die antieke Egipte. Jesus is ons koning. Hy sit op die troon. Maar hy kom vertel vir ons, my kinders, ek gaan die troon vir 'n oomblik moet verlaat. Ek kom weer terug, maar ek het net ander groot verantwoordelikhede wat ek moet nakom. Naamlik, hy moet opvaar hemel toe. Hy sit aan die regterhand van God, bedoelende hy is bekleed met die hoogste mag, die hoogste gesag, en hy pleit vir ons by die Vader. Ons oortredinge stel hy reg voor God. Die vraag dan, ons wat nou agterbly, net omdat sy troon hier op aarde vir 'n oomblik leeg is, verlate is, beteken dit Christus heers nie meer nie, hy is nie meer koning nie. Glad nie. Hy heers vanuit die hemel. So as ons werkers tot hierdie koninkryk van God is, en ons is nou geroep, maar bevorder hierdie koninkryk, leef in liefde, bou aan hierdie koninkryk, gaan ons mos nou nie, omdat ons koning ander groter verantwoordelikhede het, sommer net alles staak en sê, ons gaan niks meer verder doen nie. Ons gaan nie meer verder bou aan hierdie koninkryk van die Here nie. Ons gaan nou gaan sit, en ons gaan ons toebroodjies uithaal, ons grommetjie botter en stroop toebroodjies, en nou gaan ons maar hier sit en wag. Ons wag nou maar tot eendag wat die Here nou weer terug is, dan sal ons verder weer werk. Nee, dit gaan nie ons mentaliteit wees nie. Inteendeel, het ek 'n baie sterk vermoede, ons gaan nou verder en harder wil werk. Meer in liefde optree, meer volgens sy woord leef. Want ons wil hê die dag wanneer ons koning weer op hierdie troon klim, dat hy kan sien hoe baie ons in sy naam gedoen het. Nie sodat ons daardeur ekstra kan verdien nie, maar omdat hy klaar alles vir ons gedoen het. So geliefdes, ja, ons wag tot die Here wat weer kom. Maar die manier wat ons dit doen is nie passief nie. Inteendeel, dit dryf ons om meer aktief te wees, want ons is opgewonde vir ons koning wat weer sy troon hier sal inneem. Geliefdes, Pinkster fokus nie net op dit wat die Here eenmalig lank terug gedoen het nie. Bedoelende ons herdenk net die uitstorting van die Heilige Gees om en by 2000 jaar terug en dis nou maar dit nie. Nee. Pinkster fokus ook op wat sy Gees elke liewe dag vir ons doen. Dit waartoe hy ons roep. Die Heilige Gees kom berei ons voor vir sy wederkoms. Dit roep ons tot 'n nuwe lewe in hom. Dit kom vernuwe ons harte wat lei tot gedrag wat saam met dit verander. Dit kom wys vir ons, maar ons is werkers in sy koninkryk. En ons hamer en bytel wat ons gebruik, is die vrug van die Gees. Dit kom gee vir ons sekerheid. Maar om in die Here te glo is nie net vir die hier en nou nie, maar daar's 'n toekoms saam met hom, 'n toekomsverwagting. Die Here het nie sy troon permanent verlaat nie. Hy regeer uit die hemel uit. Oor alles, die ganse skepping. En hy sal sy belofte nakom dat hy weer sal terugkeer. Want nog nooit het die Here 'n belofte teen ons as sy kinders gebreek nie. Daarom wil ek vandag elkeen van julle herinner dat ons as Christene leef met ons oë op 3 werklikhede gefokus. Eerstens,
Ons kyk altyd terug. Ons kyk na die kruis. Die realiteit van ons verlosser het gekom en hy het vir ons aan die kruis gesterf. Hy het ons sondes op homself geneem, hy het 'n prys betaal wat nie syne was nie, maar hy het dit uit liefde vir ons gedoen. Daarom kyk ons terug. Maar ons kyk ook op. Want ons weet, nadat ons Here vir ons aan die kruis gesterf het, is hy opgewek, nadat hy homself bewys het, het hy opgevaar hemel toe. En daar regeer hy nou. Hy pleit vir ons by die Vader. Maar saam met dit kyk ons ook vorentoe. Want in ons horison lê die belofte, ons verlosser kom weer terug. Ons Here kom om ons te haal. Amen. Ek gee 'n oomblik van stilte. Here, dankie vir die Gees wat nou hier binne ons woon. Dankie vir dit waartoe dit ons roep. Die krag wat dit vir ons kom gee, die insig, die wysheid en die waarheid. Here, ons beweeg vorentoe in U naam. Ons het nou 'n verantwoordelikheid van U ontvang om te leef as U kinders. Dat U koninkryk sal groei. Dat elke knie sal buig en elke tong sal getuig van wie U is en wat U vir ons gedoen het. Here, ons is opgewonde vir wanneer U terugkom. Ons dankie vir die prys wat U vir ons betaal het. Die ewigheid wat U saam met ons gaan spandeer vir alles wat U elke dag vir ons kom doen. Here, ons verdien absoluut niks hiervan nie. Maar steeds oorweldig U ons. En daarvoor dank ons U en ons vra asseblief, Here, dat ons harte altyd vernuwe sal wees en dat ons daardeur 'n lewe sal leef wat getuig van U is ons waarheid. Ons kyk terug na U kruis, ons kyk op waar U vir ons pleit, maar ons kyk vorentoe, wetend U kom weer. Ons dankie, Here. Amen. Geliefdes, ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die teenwoordigheid van die Heilige Gees wat in elkeen van ons leef, sal julle lei en julle versterk tot in lengte van dae. Amen.